Goeiedag, is baie lekker dat ons weer by mekaar kan wees en ek hoop dat iets van hierdie saamwees ook vir jou ontmoeting met God sal wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Ons bid, Here, dat U ook ons gedagtes en ons verstand sal verlig, soos wat ons ook na hierdie woorde luister en soos wat ons ook weet dat U ons pad voor ons verhelder. Ons bid dit in afhanklikheid van U alleen. Amen. Nou dalk is dit by jou die geval. Dit is nie 'n onbekende ding dat mense soms in die aand wakker lê of jy skrik wakker en dan kan jy nie weer aan die slaap raak nie. Dis 'n ongemaklike gevoel. Dis regtig nie lekker om so te lê en worry nie. Hetsy dit vir jou as ouer is wat bekommerd is oor maak ek my kind reg groot, is my kind gelukkig by sy skool of by haar skool, doen ek genoeg as ouer? Is ek genoeg? Is my kind gelukkig? Of as jong volwassenes wat kan worry oor wat by die werk aangaan, gaan ek hierdie sperdatum betyds kan bykom? Gaan ek 'n goeie bevordering kry? Is ek doen ek genoeg? Is ek genoeg? Of mense wat dalk afgetree het, pensionaarsse wat wonder maar het ek genoeg? Het ek genoeg om mee af te tree? Sal daar vir my voorsiening wees? Is ek okay? Nou kyk ons na hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees uit Johannes 3 en ons kyk daarso van vers 1 tot vers 21. Nou Nikodemus wat na Jesus toe kom in die aand en ook 'n klomp vrae het. In die eerste plek wat hy vra, maar wie is hierdie Jesus? En vir hom wat kom in die aand, iemand met groot aansien en eer, sien ons hy kom in die donker en hy soek na die lig. Nou ons gaan 'n bietjie nou gesels oor al hierdie goed wat dit kan beteken, maar kom ons lees eers saam uit Johannes 3 en ons lees daar van vers 1 tot vers 21. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie." Jesus het hom geantwoord: "Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus sê vir hom: "Hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie." Jesus antwoord: "Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is." Hierop vra Nikodemus hom: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" En Jesus het hom geantwoord: "Jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie?" Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die Seun van die mens. Net soos Moses 'n slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig
het na die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons lees tot daarso. Nou met Nikodemus in hierdie gedeelte sien 'n mens 'n paar interessante goed. Ons sien hy kom in die nag na Jesus toe. En Ferdinand Daist het ook sy boek geskryf Nagdisippels, juis oor iemand wat in die nag na Jesus toe kom. Dis 'n aanduiding van iemand wat uit die duisternis uit op soek is na die lig, of dit kan ook wees dat filosowe en mense met hoë aansien in daai tyd sou filosofeer. Dink maar aan ons wat deesdae in die aand laat 'n glas wyn sou drink en filosofeer. So 'n soortgelyke tipe situasie. Maar as ons ook kyk na hoe Johannes hierdie gedeelte gebruik, en Johannes baie keer sekere taal gebruik of kodetaal gebruik, is dit ook iemand wat in die nag kom, iemand wat in die duisternis is, iemand wat onseker is oor van hierdie dinge en dan 'n behoefte het na die lig, 'n behoefte het om in die lig gestel te word of om te kan sien. So hierso is 'n speling wat hier gebeur oor juis mense wat in die nag filosofeer en die ouens wat die werklike waarheid het, die mense wat in die lig is. En dan ook natuurlik Christus wat die lig is, wat gekom het, wat ons dan ook sien in Johannes 1. Maar hy kom dan met 'n behoefte na Jesus toe en hy vra maar hoe werk al hierdie dinge? Hy het 'n behoefte aan die lig en om te kan raak sien. Daar's ook 'n moontlikheid wat van die kommentare sê, is dat hy hierso 'n rol van 'n triekster speel. Iemand wat dalk soos die ander fariseërs Jesus wil kom uitvang. So ons is onseker in hierdie gedeelte dan wanneer ons dit lees, maar met watter houding kom hy na Jesus toe? Wanneer Jesus hom dan antwoord, sê hy vir hom, jy moet uit water en uit gees gebore word. En ons sien dan hierso 'n komiese reaksie van Nikodemus raak. Maar moet ek weer in my moeder skoot klim, dat ek weer gebore word? En eintlik sê dit hierso nee, maar dit vereis 'n totale verandering van jou. Daar's 'n verwysing na Esegiel 36 in hierdie gedeelte, juis om te sê, maar dat jy totaal nuut gemaak word. Dat dit soos 'n nuwe fontein is wat uitspruit uit jou uit. Dat daar in die woestyn weer lewende water kom. En hierso is dit dan duidelik dat dit net Christus, net God is wat hierdie kan kom doen vir Nikodemus. Ons sien in hierdie gedeelte 'n baie belangrike konsep wat eintlik eg aan ons tradisie is, die van wedergeboorte, om te keer, om anders te wees, om te draai. En ons sien dit juis dan in ons gereformeerde tradisie, dat net uit genade is ons gered. So Nikodemus kom na Jesus toe en hy het hierdie vraag, hy het hierdie behoefte, maar wat moet ek doen? En Jesus sê vir hom, maar jy moet eintlik van die donker na die lig toe beweeg. Jy moet anders kyk. Dit is maklik om te sien dat hy wat 'n klomp regte en voorregte het, hy wat 'n fariseer is, hy wat 'n leermeester is vir 'n klomp ander mense, hy wat iemand is met aansien, wat dalk oor hy nie raak gesien wil word nie, in die aand na Jesus toe kom, of juis eintlik uit sy Jesus op dieselfde vlak sien, en ons gaan nou saam filosofeer en wyn drink, en nie heeltemal wyn drink nie, maar jy verstaan wat ek bedoel, daai tipe ding wat gebeur. En Jesus sê vir hom, nee, maar jy gaan met wedergebore raak. Jy gaan van bo af gebore moet word. Jy gaan met anders kyk. Jy gaan met omkeer. Jy gaan nie kan staat maak op die voorregte en regte wat jy in die verlede gehad het nie. Jy gaan moet kyk na wat om jou is, wie om jou is, en eintlik self neerdaal, soos wat God neergedaal het. Daar's nog 'n beeld wat hier gebruik word, die van Moses wat 'n slang op 'n paal gesit het en die mense het opgekyk en gered word. Dis eintlik juis ook 'n verwysing na waar jou afhanklikheid lê. Lê jou afhanklikheid van God af of lê dit binne jou eie mag,
binne die goed wat jy self kan raak kry en raak doen en raak sê in ons omgewing. En ek dink dit laat ons ook met 'n stuk introspeksie. Van maak ek staat op my regte en voorregte, maak ek staat op my status of maak ek staat op God, op my plek waar ek binne God staan, dat ek saam met ander mense gelyk is voor God en saam met hulle ook gered kan word en gered word deur God. En dan is dit juis in hierdie gedeelte van Johannes 3 vers 16 wat ons iets daarvan raak sien. Want so goed lief het God die wêreld gehad dat hy sy engebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis juis ook met hierdie ingesteldheid dat ek van die donker af na die lig toe sal beweeg. As ek in die donker bly, veroordeel ek myself, sien ek nie die genade van God raak nie en bly ek van myself afhanklik. Of ek gee oorgawe na God toe en ek gee oor aan God. As ons dan hierna kyk, wat is die goed wat ons van die donker af na die lig toe gaan trek? Wat is die goed wat om ons is, wat ons verswelg, wat ons in die aande laat wakker lê? Het sy dit politiek is of finansies, het sy dit sekuriteit is of daai tipe goed. Hoe kan ek God se lig in hierdie omstandighede raak sien? Hoe kan ek iets sien van God se voorsiening en God se genade vir my? Die ander ding, sal mens kan kyk na ons eie status en die voorregte wat ons het. Dinge wat ons sommer as vanselfsprekend aanvaar. Wat ons regtig ook voor God kan kom neerlê en sê, Here, maar ek maak dalk te veel staat op hierdie eie dinge van myself en ek het nodig om na U te draai. Terwyl ons draai, kyk ons ook na wedergeboorte. Wat is die goed wat ek juis so eintlik op myself aangewese is en hoe kan ek my gedrag verander? Hoe kan ek sê maar my afhanklikheid lê teenoor God? En dis by God binne wie ek my vertroue plaas. Ons kan ook kyk na hoe ons is binne 'n gemeenskap, hoe ons is teenoor ander mense, hoe ek my eie regte en voorregte kan gebruik sodat ander mense iets van God se lig kan ervaar. Ons het begin met hierdie gedeelte deur juis ook te praat oor wanneer ons wakker lê en die bekommernisse. Dit beteken nie noodwendig dat hierdie bekommernisse van ons af weggeneem gaan word nie, maar dit help ons om dit binne 'n ander lig te kan raak sien. Dat God se lig hier opskyn en ek weet dat te midde van politieke woelinge, te midde van finansiële druk, te midde van sekuriteit en al die ander druk wat ons by die werk ervaar of wat ons in ons gesin ervaar of die bekommernisse teenoor my kinders. Dat ek weet ook, maar ek kan hierdie ook aan God oorlaat. Ek is nie alleen hier binne nie. Dat ek iets van my afhanklikheid aan God kan oordra. Ek hoef nie alleen hier aan te dra nie. Want self Christus wat gelei het, wat gesterf het, besef ook die swaar van ons lewe. Mag ons so ook dan opkyk. Mag ons so ook in afhanklikheid opkyk na God en sê ek weet waar my hulp vandaan sal kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie alleen is nie. Mag U ons gedagtes verlig. Mag U ons ook trek na die lig toe, dat ons iets van U heerlikheid en U vrede sal ervaar. Ons dank U vir U liefde en vir U genade, Here. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Mooi week vir verder. Totsiens.